in alle beskeidenheid vanmôre, baie welkom aan elkeen van u wat die liefde in hulle harte voel brand het, om 'n bietjie by mekaar te wees, om te saam 'n getuienis te wees, dat ons dien 'n lewende Vader. Baie welkom hier in die Vereniging Gemeente, vir die ouetjies wat deur ver is, in die buiteland en oral, en ons kinders, wat na hierdie uitsending kyk. Ons is lief vir julle, ons harte verlang na julle, en ons weet daar gaan 'n dag kom, wat hierdie volk weer sal terug wees by die huis, tot eer van sy kosbare naam. Alle eer aan Vader Jahwe, wat vir ons so wonderbaarlik in hierdie tyd beskerm en koester, terwyl die plek al slegter word en die opdrifsels al meer word, is dit vir my 'n besondere voorreg om te sien hoe boervolkes in hierdie tyd al hoe meer afskei, hoe hulle al hoe meer heilig word, nie vlekkies kry nie, hulle skei af vir Vader Jahwe, en dit is vreeslik kosbaar. Die tema van môre is die vas van Vader Jahwe. Nou, ek wil net dadelik gou daaroor praat, dit gaan nie oor kos nie. Ons gaan nie oor kos praat nie, ons gaan nie oor 'n broodjie praat, oor 'n vetkoek of wat nie. Ons gaan praat vanmôre oor Vader se vas. Nou, hier is nou 'n ding. Wanneer Vader se volk in die wêreld betrokke is, dan bied die wêreld vir haar verskeie etes aan, geestelike etes, wat ek nou bedoel, en hulle bied vir hulle sekere goedjies aan, en hulle raak gebonde daaraan. Ons noem dit 'n geestelike juk. Nou, 'n juk is 'n baie interessante stukkie plaasgereedskap. Jy span 2 osse in 'n juk in, en elke juk het 2 skeie, en die 2 skeie is weerkante van die os se nek. Maar hieronder aan die skeie is daar gleuwe ingesny, sulke skynsgleufies, en dit is bedoel om die riem van die een skei onder die os se nek verby te vat na die ander skei toe, sodat die os nie sy kop uit die juk kan uittrek nie. Verstaan julle? Dit is hoe jy 'n os inspan. Nou, wanneer ons na Jesaja 58 gaan kyk, dan gaan ons kyk na wat is Vader se vas. Nou, ons het almal 'n idee dat om te vas beteken jy hou vir 10 dae op eet of vir 40 dae. Maar jy moet oppas, as jy 40 dae sonder kos is, jou kans om dood te gaan 100%. So ons praat nie vandag oor kos nie, maar ons praat oor 'n juk. Ons praat oor skeie, ons praat oor stroppe wat om die nek is. Nou, Vader se vas het vir ons 'n lieflingsboodskap vanmôre, en ons gaan nou baie mooi daarna kyk. Jesaja 58 vers 6 asseblief, blaai gou die kant toe. Jesaja 58 verse 6. Daar sy. Nou lees ons mooi met mekaar saam, stukkie vir stukkie. Luister mooi, lees saam met my. Is dit nie die vas? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? As jy, is dit nie die vas wat ek verkies? Ek meen, hy sien die volk loop hier rond, die priesters loop hier rond, en die vorste loop hier rond met lang gesigte en het as op hulle koppe, en hulle eet nie. Hulle oë is ver agter in die kaste weggesink, en hulle bewe van die honger. En dan sê Vader, is dit nie die vas wat ek verkies nie? Wat 'n vas verkies jy? Kom ons lees saam. Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Kom nou. Hy sê, dis die vas wat ek verkies, dat julle die bande losmaak van goddeloosheid. Sien julle om daar in die skrif geskrywe staan?
bly net 'n bietjie by my, praat bietjie met my saam asseblief. Daar's hy. Nou, hoor nou mooi. Bande van goddeloosheid. Nou, ons is altyd in 'n posisie waar ons sekere goedjies moet sê wat ongemaklik is. Dis soos 'n paar nuwe John Drake skoene. Hulle druk die hel uit jou uit. Luister mooi, die ongemaklikheid wat ons vanmôre hier sê, die bande van goddeloosheid moet dus dan geïdentifiseer word, want Vader sê, dit is die vas wat ek verkies, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Is dit reg? Nou goed, kom ons wees nou so 'n bietjie nigter, en ons kyk, as jy aan 'n kerk behoort, enige kerk, wat nie Vader se uitverkiesing eervol voor sy aangesig verkondig en dra nie, dan is dit 'n goddeloosheid waarmee hulle besig is. Hoekom? Want Vader word dan in die duister geplaas as gevolg van hierdie oortuiging. Dis 'n band van goddeloosheid. Right? As jy na elke Saterdag aand na 'n partytjie toe gaan en daar is op die tafel dagga en tik en ek ken nie al die ander goed nie, maar dis daar op die tafels en daar drankbottels en goed en dis 'n besigheid en dis 'n orgie. Weet julle wat? Dis 'n band van goddeloosheid. Is dit reg? Oeps, nou is nog enetjie. As jy in 'n politieke party behoort, is dit 'n band van goddeloosheid, want onthou, enige politieke party, enige plek op die planeet Aarde is nie met Vader Jahwe besig nie. So dit is als bande van goddeloosheid, en dis nou die verrassing vanmôre. Vader sê, dit is my vas wat ek verkies vir julle. Maak los die bande van goddeloosheid. En onmiddellik is die volk in die moeilikheid. Ons is 'n handvol. En dan hoor jy maar net by die partytjies hoe dreun dit. Ek wil nie eens praat van hierdie simpel rugby nie. Die paviljoene is toegepak. Ek meen daar's nie plek vir 'n muis nie. Dis 'n band van goddeloosheid. Ja, maar mag ons nie plesier hê nie? Natuurlik, ons moet al die plesier in die lewe kan ons geniet, mits dit nie jou bind aan goddeloosheid nie. Want Vader sê dit is sy vas, maar kom ons lees verder. Dat julle afhaal die stroppe van die juk. Dat julle afhaal die stroppe van die juk. Nou luister nou mooi. Ons het vir mooi beduie hoe werk 'n juk. So die juk het 'n naam. En die skeie het 'n naam. En die strop om jou nek het 'n naam. Die ding se naam is godsdiens. En ek weet, die klippe gaan kom, is reg. Godsdiens het bande van goddeloosheid op hierdie volk gesit. Want hoe is dit moontlik dat boervolkers binne in 'n kerk sit en sy dogter vir 'n barbaar van Afrika gee? Wie het dit gedoen? Wie het dit gemotiveer? Die bande van goddeloosheid. Maar hulle sit met lang gesigte en vroom gesigte, want hulle is heilige Christelikes. En Vader sê, maak los die stroppe. Ons het gekatkeseer in die kerk. Ons het wat Sondagskool toe gegaan en al hierdie goedjies gedoen. En ons het nie eens agtergekom, hulle is besig om ons na die juk toe te vat, om die juk op ons nekke te sit, en die strop wat hier omsit is om die leer van die kerk te eer. Ek sal die kerk gehoorsaam die res van my lewe. En hier is ons binne in die juk. Maar hierdie juk is 'n band van goddeloosheid. Nou kom Vader vanmôre vir 'n volk wat hy met groot moeite van hierdie wêreldse ashoop af bymekaar gekrap het, en hy sê, julle het nodig om te vas.
Julle moet vas deur die volgende te doen. Maak los die bande van goddeloosheid. Haal af die stroppe van die juk. Kom ons lees verder. En vry laat weggaan die verdruktes. Is nie al nie. En elke juk stukken te breek. En hier sit ons vanmôre. En ons is boervolkers. Verskoning, ons het net sy naam oor ons roep, uitgeroep. En ons het sy naam in ons binnekant. En sy naam rol met gesag en aanbidding oor ons lippe. Maar ons breek nie die jukke nie. Die volk hier buite is in bande van goddeloosheid. Vader leer ons om te vas soos wat hy dit verkies. Eet jou choppie man. Maar maak los die bande van goddeloosheid. Eet jou biltong. Maar breek die jukke. Want hoe moet 'n volk loskom uit daardie juk? As jy wat vry gemaak is, hom nie gaan leer hoe om vry te kom nie. En om te verhinder hulle span hom nie weer in nie, breek ons die jukke. Hoe doen ons dit? Ons ontbloot die werklikheid van die juk waarvan Vader praat. Ons ontbloot die stroppe wat hulle gekies het om jou mee te wurg, om te bly trek in hierdie juk. Ek weet nie. 'n Vas wat Vader Jahwe sy hart weerspieël, is manne en vroue wat in 'n aktiwiteit betrokke is. Hulle sing beter en hulle bid beter en dis nie wat ek sê nie. Hierdie manne is besig om bande van goddeloosheid los te maak. Hulle weerspieël sy hart, want dit is waaroor hy gekom het om sy volk te verlos. Nou wanneer jy sê jy volg hom, jy aanbid hom, jy dien hom, en is jy besig wat hy doen. Hy gee vir jou die krag en die wysheid en die insig en die deursettingsvermoë om elke juk te breek, elke band van goddeloosheid los te maak, elke strop van die juk te vernietig en elke juk te breek. Dis hoekom hy jou geroep het. Dis hoekom hy waarheid aan jou openbaar. Dis hoekom hy aan die punt van jou hart raak. Dis hoekom hy jou siel in beweging bring. Met ander woorde, ons is besig om sy hart te weerspieël. Dis die vas wat hy verkies. Maar ek het in my tyd al gesien manne en vroue wat vas laat die biesies bewe. Hulle kan later nie eens meer lekker loop nie en dink ek om myself, ek wonder nou wanneer sien as die vas verby is, hoe gaan hulle lyk? En so 2 weke na die vas en snik nie was meer happy en lekker. Daar gaan die man alweer, jy weet nie. So hulle moet seker eers weer kies om nog 40 dae te vas. Dis nie die vas van Vader. Die Vader se vas is 'n aktiwiteit, geliefdes. Vader se vas is dat hy roep vir jou en my van buite af en sê kom kyk uit my perspektief. Hoe sit hierdie volk binne in die juk, binne in die bande van goddeloosheid, stroppe om hulle nekke. Maak hulle los. Okay. Ons leef in 'n tyd waar vas gereduseer is tot 'n ritueel. Nou hoor nou hierdie een. Hoe meer jy vas, hoe beter Israeliet is jy. Hoe minder kos jy eet en hoe langer jy niks kos eet nie, hoe beter is jou gebed. Nou lees ons in die boek. Die boek sê die gebed van die regverdige het groot krag. Is dit reg? Ja, ons ken dit so goed. Hoe maak is in 'n band van goddeloosheid? Nou wanneer is jy nou geregverdig? En as jy nou lekker in vryheid is, maar jy's nog steeds in die juk, is jy in regverdigheid. As jy bande het met goddeloosheid, is jy regverdig. Nou, hoekom bid jy? Waarheen gaan die gebed? Waar gaan hy heen? Vader sê, as jy jou rug op my wet draai, selfs jou gebed
is 'n gruwel. Nou, dis nou my punt wat ek wil maak, is hier word baie gebid in hierdie land, van vanmôre tot vanaand toe, daar word gebid, laat die biesies bewe. Ek dink, uit Vader se perspektief, dis 'n gezoem, almal bid vir Nkosi en Allah, en wat word vir die liewe Here Jesus ook gebid. Daar word baie gebid, maar niks verander nie. Die riool raak al hoe dieper. Iets is verkeerd. Dis hoekom ons vanmôre uit Jesaja 58 met jou praat uit vers 6 uit. Maak los die bande van goddeloosheid. Dit is die vas wat Vader verkies. Nou, Jesaja is nie 'n afrekening nie. Jesaja 58 is nie 'n afrekening nie. Hy herdefinieer net ons wat? Persepsie van wat? Van vas. As jy verstaan vas verkeerd. Julle vas van kos, maar ons bind in die bande van goddeloosheid. Julle vas van kos, maar die strop wurg jou nek. Vader sê, dis my vas. Maak los die bande van goddeloosheid. Haal af die stroppe, man. Breekstuk in die juk, man. Breekstuk. Dit beteken by implikasie, ons word deel van 'n aktiwiteit van Vader Jahwe, waarin ons hierdie jukke so breek, dat hierdie volk nooit weer in daardie juk ingespan kan word, nie, prys sy kosbare naam. Nou waarmee is ons bezig? Nee, ons is bezig met godsdienst. Wat 'n soort godsdienst? Maak julle die bande los van goddeloosheid. Ja, maar jy weet, het is moeilik, die wêreld, die mense luister wat jy sê nie eens meer. Ware vas is nie net om kos te laat staan nie. Dit is om onreg te konfronteer. Gaan hom weer sê. Ware vas is nie om minder of sonder kos te gaan nie. Ware vas van Vader is om onreg te konfronteer. Weet jy, ons is 'n volk wat baie kan praat. Ons praat heeldag oor die onreg wat hier buite aan die gang is. Né? Ek wens net iemand wil opstaan en 'n nuwe politieke party stig dat ons hierdie onreg kan aanspreek. So die politieke party is nou net 'n vars band van goddeloosheid en ons hoop hy werk. Ons moet by 'n plek aankom waar ons moet begin doen wat Vader sê, want dit beteken dat ons gaan radikaal wees. Ek meen, Hamas, daar langs die klomp Jode in Palestina, sal soos 'n skoolpiknik lyk wanneer ons besig raak. Die Satan hou nie daarvan, jy moet die band van goddeloosheid losmaak nie. Maar ek sê nou vanmôre vir jou, want Vader sê wie hy is, en hy sê wie die Satan is. Met wat is ons besig? Teksversies. Ek sê nie, jy moet jou Bybel nie lees nie, maar lees dit reg, man. Jesaja 58 is 'n opdrag, is 'n werksopdrag. Hoe ervaar hierdie gemeente vanmôre as Vader sê, dit is die vas wat ek verkies, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Is ons aktief daarin? Of wag ons vir beter dae? Wat is dit? Ons kan nie eens bid nie, man. Want die gebed van die regverdige het nie 'n las nie, hy het nie 'n band nie, hy het nie 'n strop nie, hy het nie 'n juk nie, hy het Vader Jahwe. Amen. Daarom is sy gebed 'n groot krag. Ons moet aanwikkel. Losmaak van die bande van goddeloosheid. Bekering met dade. Baie jare gelede het 'n ou broer binne 'n gemeente opgestaan en hy het 20 minute lank vertel van hierdie geweldige oomblik in sy lewe toe hy tot bekering gekom het by die wilgeboom, by die dam, by die plek, die dag en die datum so laat. Maar hy praat toe nou oor 'n tydperk van 20 jaar terug, as ek kan reg onthou. En toe vra ek 'n onnoosel vraag.
En sy ou broers is baie mooi getuie, maar hoe was jou lewe nou daarvan af tot hier vanmôre? Wat het jy opgerig? Toe loop hy by die deur uit. Bekering beteken, jy is aktief onder Vader Jahwe se hand, onder die begeleiding van sy gees. Jy maak bande van goddeloosheid los. Dit beteken, ek het my tot Vader Jahwe bekeer. Dis hoekom ek my boetie losmaak van die bande, my sussie losmaak van die bande, my pa losmaak van die bande, my ma losmaak van die bande, my vrou losmaak van bande, my man losmaak van bande. Ons het 'n bekering wat dade weerspieël. Ons is besig met Vader Jahwe se hart. Nie met godsdienst besig. En vir my so 'n mooi voorbeeld. En Moses sê, hierdie goue kalf. Julle lief vir hom? Ja, ons is baie mooi goue kalf hierdie. Ek meen al ons oorbelle en ons bengeltjies en goedjies is daarin. Hy sê, wat sê julle? Hy sê, nee. Hy sê, okay, goed, is nie 'n probleem nie. Almal wat die goue kalf lief het, staan bietjie daar. En almal wat Vader Jahwe lief het, kom staan net, hy maak die bande van goddeloosheid los. En hierdie ouens wat so baie gehou het van die goue kalf, hulle name is ook uit die Testament uit weg. Met ander woorde, Moses het verstaan om die bande van goddeloosheid los te maak. Nou is dit amper 6000 jaar gelater. En sê jy nou vanmôre vir my, hoekom poer ons so, hoekom sukkel ons so, wat is dit met ons, dat ons soveel godsdienst bedryf, maar jy kom nie maak my bande los nie. Want jy kan sien wat 'n band bind my, ek sien dit nie self nie. Hoekom maak jy my nie los nie? Ek het 'n slegte gewoonte in my lewe wat 'n strop is wat my wurg, wat my tot 'n skande maak. Jy sien dit, maar jy skinder in die buitekant. Jy kom nie en haal die strop af nie. Jy sien ek buk af onder 'n ding, onder hierdie juk. En Vader het gesê ek moet hierdie juk by jou kom breek vandag. Ek breek hierdie juk en prys sy kosbare naam daarvoor. Wat is dit met ons? Wat 'n soort godsdienst bedryf ons? Wat 'n soort heiligheid bedryf ons? Wat is ons mee besig? Ek beklei nie. Ek lyk maar net so, julle moet maar so opgebruik. Ware vas begin met die finale breek. Met enige vorm van enige ding wat in stryd is met Vader Jahwe. Dis bekering. Dis bekering. Maar Jesaja 58 is ook 'n roep. Soos byvoorbeeld die volgende. Sê net vir my, leer die Bybel ons dat Vader sê, Israel is die tuin van my verlustiging. Sê hy so? Ja, hoe lyk die tuin vanoggend? Kom, hoe lyk die tuin? Dorings en distels en rasbansie en filemon en die tuin is woes en leeg gemaak. So wat moet begin gebeur? Manne en vroue wat skielik verstaan waar ons is, hoekom ons daar is, en terugkeer na die Edenverbond, want die Edenverbond is die begin van die herstel van alle dinge. En om dit te kan doen, is Jesaja 58:6 ons motivering. Maak los die bande van goddeloosheid. Haal die stroppe af. Breek die jukke. Dis lekker. Ons moet dit leef, ons moet dit sing. Micha 6 vers 8. Kom. Bly gou die kant toe.
Micha 6 vers 8. Micha 6 vers 8. O ja, ek wil tog net vir die ou se aan die buitekant sit wat so lustig is en lekker kry om te beklei. Micha is in die Ou Testament. En wil sommer vir jou byvoeg, daar is nie so 'n ding soos 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament nie. Daar is 'n testament. Dis hy. En weet jy, die sogenaamde Nuwe Testament is 'n ou wat hier langs die pad besluit het dis 'n Nuwe Testament, maar daar was nooit 'n Nuwe Testament nie, want ons los dit predikinge uit die Testament geleer. Micha 6 vers 8. Wat vra Vader Jahwe van jou anders as om reg te doen, liefde te bewys en wat? Nederig te wandel. Oeps, ek ben net gehou. Ek ben net hierdie neer. Ag, ekskuus dat ons lewe. Ekskuus dat ek 'n Israeliet is. Ekskuus dat ek nie meer kerk toe gaan nie. Ag, ek asseblief, ekskuus. Dis nie nederig wandel nie. Dis om voor Vader nederig te wandel. Koning Dawid het geweet hoe om op sy aangesig te lê voor Vader, maar hy kon 'n goeie oorlogie maak. Ek roep jou vanmôre en sê, kom ons wandel nederig voor Vader, maar kom ons breek die jukke. Wie aan? O, jy is eintlik maar bang, nee. Okay. Wat is die toepassing van hierdie hele saak van Jesaja 58 vers 6? Hoe pas ons dit toe? So ons breek die bande, ons breek die jukke, ons breek die stroppe, ons breek die goed wat nie aan Vader behoort nie. Waar? In die hart, in die verstand, in die siege, in die lewenswyse van medeboervolkers. Ons doen dit. Wat 'n wonderlike voorreg waarvoor ons afgesonder is. Ja. Moenie duime rol nie. Ons het werk om te doen. Ons kan nie vir hulle wag om hiernatoe te kom nie. Ons moet hulle gaan sê, kom hiernatoe. Dis 'n teken dat ons maak hulle los van die bande van goddeloosheid. Maar wat is die toepassing? Die eerste is om op te hou sondig. Nou wat is sondig? Wat is sondigheid? Kom ek verduidelik vir jou. Die Satan se naam is sonde. Dit reg? Ja. So jy sonde doen, dan doen jy eintlik wat? Eintlik is die Satan ook deel van vaderskap dan, is dit nie? Nou, hoekom is jy in twee gedeel? Jy het 'n stuk sonde in jou lewe en jy sê ek het Vader Jahwe lief. Jy lieg dan Jan kommen. Weet jy hoe spel jy hom in Afrikaans in boeretaal? Kommen met 'n K kappietjie O M M I N. Kommen. So jy moet nou mooi vir my hoor vanmôre. Ons kan nie so funksioneer nie. Hou op sondig. Met ander woorde, hou op om die Satan se boosheid te verskoon en verskoningkies te maak en sagte plekkies te kies en kaartjies te skryf en liewe Jesus is vir jou lief, maar jy's binne in 'n band van goddeloosheid. So dit moet ophou. En die enigste manier jy daarmee kan ophou, is jy moet die band van goddeloosheid wat daardie liefling, broer en suster rondsleep, losmaak. In die krag van sy naam. Ek raak partymal so 'n bietjie verboureerd oor hierdie een. Die tweede een is om op te hou wegkyk. Wat is die eerste een? Ophou sondig. 2, hou op om weg te kyk, man. Ek het al gehoor, jy weet, hulle kom so by mekaar, dan kyk hulle so rond, jy weet, en sê, of daar nie iemand is wat gehoor en sê, yes, maar hierdie ou is goddeloos. Yes, hierdie ou is dan ver van die pad af. Nou, mens vir my lag nie, want ons maak so, is dit nie? Maar wanneer ons die bande van goddeloosheid losgemaak het, kyk ons nie meer weg nie. Ons vat sy naam soontoe, ons vat sy vryheid soontoe, ons vat sy heerlikheid soontoe, ons vat sy krag soontoe, ons vat sy oorwinningskrag die kant toe. Ons kyk nie langer weg nie.
Wat 'n wonderlike ding. O ja, en is amper vergeet ek die laaste een. Ons hou nie op praat nie. Ons begin nie stil bly nie. Jy weet, daar's pratery is natuurlik twee goedjies. In die skrifte leer ons die volgende. Hy's 'n fariseer. Hy het 'n mooi keps op. Ek meen, sy vrou het lank gewerk aan al die kralietjies en die borduurwerkies en die goedjies op hierdie keps en hierdie moue van hierdie kleed en onder het in gewiggies ingesit, jy weet, dis 'n groot kleed en mooi, jy weet, en hy staan nou binne in hierdie kleed en hy staan op die boonste trappie van die tempel. So, is 'n paar ouens wat hier klokke lui en wat die mense tog net kan sien. Hier staan hy. Sien julle hom? As hy. Nou begin hy praat. Hierdie ou. Ek praat nou maar soos hulle in die ou taal gepraat het, skoon my daarvan. O God, dankie dat U opgemerk het hoe uniek ek is. Hoe wonderlike posisie beklee ek binne in die hiërargie wat oor hierdie volk regeer. En dat ek so nou en dan vir die armes almoese gee en vir die kinders ietsie om aan te kou en ag, het jy gesien hoe betaal ek my diendes daar binne in die tempel? Amper vergeet ek om net vir u te sê, ek dank U dat ek nie is soos die tollenaar hier onderkant my nie. Hoekom vertel ek vir jou die storie? Daardie fariseer, hy is in 'n band van goddeloosheid, is hy nie? Toe los Vader die fariseer op die boonste trappie. Dan gaan hy na die tollenaar toe en sê, maak die tollenaars bymekaar en kook 'n lekker pot sop, ek kom vanaand by julle 'n soppie eet. Gaan lees jou Bybel. Hy staan daar geskryf. Toe kom die tollenaars tot bekering. Hoekom? Want hy die bande van goddeloosheid by hulle loop losmaak. Hoekom is jy en ek nie hiermee besig nie? Wat? Haal die stroppe af. Breek die kettinge van onderdrukking. Sê net vanmôre vir my. Sê net vir my. Ons moet hierdie goed maar op materiaal sit, dat die wêreld dit kan hoor. Ek is nie bang daarvoor nie, dat die wêreld daarvan dink net wat hulle wil. Ons kindertjies word groot met kettinge van onderdrukking. Verstaan nie wat ek probeer sê? Sulke blonde koppies, man. Krombeentjies. Hulle gaan vir die eerste maal skool toe, dan stap hulle binne die kettinge van verdrukking en onderdrukking en verwoesting in. Nee, maar hulle moet skool toe gaan, dis nie al nie. Hulle gaan leer nie net om somme te maak by die skool nie. Hulle gaan leer daar hoe om binne in die juk van goddeloosheid te funksioneer. Dalk sal daar eendag 'n nuwe politieke party kom wat dit verander. Die juk verteenwoordig alles wat mense vasdruk. Luister mooi, die juk verteenwoordig alles wat die mens vasdruk. Ek gaan jou los om self 'n bietjie met jou koppie te speel en net so 'n bietjie rond te dink. Wat het jou in die lewe alles vasgedruk? Ek hoef nie vir jou te sê nie, jy ken hom. Dat jy afhaal die stroppe van die juk, dit beteken doeteenvoudig dat ons laat die werke van Galasiërs 5 nooit weer in my gemoed toe nie. Galasiërs 5. Kom, bly. Kom ons praat gou-gou. Ons sê ons moet die bande van goddeloosheid breek. Natuurlik, ja, en ons wil dit graag doen. Nou toe kom ons begin. Kom ons lees met mekaar saam Galasiërs 5 vanaf die 19de versie.
En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik, oorspel. Dat hy, is oorspel 'n band van goddeloosheid? Ja, natuurlik. Maar dis nie al nie. Wat van hoerery? Wat van onreinheid? Wat van ongebondenheid? Ongebondenheid sê, ag, ek dank U dat ek nie is soos hulle is nie. Hoor hierdie een, towery, vyandskap. Kom ons praat oor twis vanmôre. Sê net vir my, hoeveel of wat is die intensiteit van twis onder hierdie volk? Wat is die intensiteit en die omvang van twis onder Israeliete in Suid-Afrika? Twis is 'n band van goddeloosheid. Ek gaan ietsie anders sê vanmôre, ek wil dit graag uit my hart uitkry. Wanneer ons as Israeliete wat min of meer 'n kwart miljoen in Suid-Afrika al is, min of meer, as ons almal kan loskom van die bande van goddeloosheid, dan draai ons Suid-Afrika op sy kop om tot eer van Vader Jahwe. Wat kom ons gaan dan? Jaloersheid. Hierdie ding. Ek hoor Vader sê, Israel is die skape van sy weide. Dis skape van sy kraal. Sy skape, ek het nie eienaarskap oor sy skape nie. En as ek nie sy skape herder volgens sy hart nie, dan is ek nie 'n herder van sy skape nie. Dis hoe eenvoudig dit is. Toornigheid. Kyk, ek hou van 'n boerseun. As hy 'n taxi sien, is hy kwaad. Ek ben hierdie boervolke toornig oor 'n klomp goed. Hoekom? Hoekom is hy toornig? Want sy is die klein volkie oor kan die riviere van kus waarvan gesê word dat sy is die aanbidders van die Allerhoogste. Is dit so of is dit nie so nie? Want die goed wat hier aangaan is lynreg in stryd met Vader Jahwe. Kan julle verstaan hoekom is hy kwaad vir die taxi? Maar al wat sy kort is dat die bande van goddeloosheid moet losgemaak word. Hy's kwaad vir die taxi, maar Sondag sit hy in die kerk. Ja. En sy die drywer van die taxi net so eentjie verder. Jy sien, ons moet die bande van goddeloosheid fisies kan losmaak, dat hierdie kosbare volk waaragtig vry kan kom. Ek probeer. Hier is nog enetjie. Ek wil afsluit met hom. Tweedrag en partyskap is dieselfde ding. Jy weet, tussen 'n vrou en 'n man kan baie partyskappe en tweedrag ontstaan. Hy sê ek wil Saterdag aand met die pelle braai. Sy sê, is jy van jou kop af? Sy sê, die vrou wat die bande van goddeloosheid losmaak, sê, ag my man, weet jy wat? Ek het klaar die vuur gepak, ek kan hom net aansteek. Hulle is vry, hulle dien mekaar, hulle is vry, hulle is daar, hulle is nie agterdogtig nie, hulle is in 'n liefdesritme. En dis wat met die volk moet gebeur. Sy moet in 'n liefdesritme met Vader beweeg. Te hel met politiek en kerke. Politiek en kerke het 'n juk op hierdie volk se nek gesit. Stroppe om hulle nekke. Hulle wurg vir 5 jaar lank om weer te gaan sê dit was al die tyd verkeerd, maar ons stem weer verkeerd omdat dit verkeerd is. Daar's geen vryheid nie. Ons verstaan nie Jesaja 58 vers 6 nie. Ons verstaan nie die vas van Vader Jahwe. Kom ons praat gou oor haal af die stroppe van die juk.
Kom ons praat dan. Ly jy aan partyskap? Ly jy aan twis? Ly jy aan jaloersheid? Ly jy aan naaiwerigheid? Dis troppe, geliefdes. Hy wurg jou. Hy maak jou bitter. Weet julle wat is bitterheid? Ek drink so 'n bottel gif uit en ek hoop daai ou vrek. Dis bitterheid. So wie vrek? Dis 'n strop. Hy wurg jou. Ons moet vrykom. Nou, kyk bietjie daar in Lukas 4 verse 18. Ware vas roep ons tot aktiewe deelname aan bevryding. Dis 'n klomp ouens in die land wat sê hulle doen bevryding. Bevryding. Hulle dryf duiwels uit. Maar hulle self in bande van goddeloosheid. Nou, hoe kan hulle vryheid vir iemand gee as hy self in 'n band van goddeloosheid wurg? Kom, Lukas 4:18. Wat staan daar geskrywe? Ons losser, Vader Jahwe, hier staan hy in die vlees. Wat sê hy? Hy sê presies. Die gees van Vader Jahwe is op my om vryheid aan gevangenes te verkondig. Ek maak hom nou net so 'n bietjie korter vir jou vanmôre. Jy kan hom self loop lees. Wat maak hy? Hy verkondig vryheid. Was hy daadwerklik betrokke daarbij? So wat het hy gedoen? Hy het die stroppe afgehaal. Wat het hy gedoen? Hy het die bande van goddeloosheid gebreek. Wat het hy gedoen? Hy het die jukke stukke gebreek. Het hulle hom gehaat daarvoor? Hulle gaan jou ook haat. Maar die oomblik as jy jou haat, moet jy weet, jy bedreig die koninkryk van die Satan in sy kanonne. Wat 'n wonderlike plek om te wees tot eer van sy kosbare naam. Maar in Spreuke 31 verse 8, nie so te blaai nie, luister net wat hy sê. In Spreuke 31:8 sê hy, maak jou mond oop vir die stommes. Jy het nie gehoor nie. Maak jou mond oop vir die stommes. U en ek is buite hierdie gemors. U en ek is binne 'n omgewing waar ons nie meer stom hoef te wees nie. Ons is glad nie meer stom nie. Ons praat oor hierdie gemors. Ons noem hom by die naam. Met ander woorde, Vader het ons eenkant neergesit om 'n stem te wees vir die stommes, want hierdie volk wat hier buite is, het stom geword. En sy teen aan kerk praat. Mag hy nie meer nagmaal gebruik nie. En die kindertjies moet nie gedoop word nie. En dan al daai twak. Wie is ons? Vader, met hierdie sondige mens se pad gekruis. En het die bande van goddeloosheid in my lewe kom breek. En die juk stuk aangemaak, sal wragtig nooit weer in hierdie gemors dien nie. Wat van jou? Voel jy saam met my vanmôre so? Kom ons wees dan 'n stem vir die stommes wat buk onder die bande van goddeloosheid en hierdie jukke wat hierdie gemorstrukture hier buite op hierdie volk se nek geplaas het. Ja, maar ons is min. Nee, ons en Vader Jahwe is die meerderheid op die planeet. Vader kry nie eens 'n applaus daarvoor nie. Kan jy dit oorvertel? Baie dankie. Nou, wat is die toepassing van alles? Bevry die hande en die voete. Bevry die hande en die voete. Nou my ou brilletjies 'n bietjie afhaal. Weet jy wat? Ek wil nou nie die plek noem nie, maar ek gaan die kerk noem. Dit is 'n hervormde kerk. Baie. Maar die hervormde kerk, hulle getalletjies begin duik.
Weet julle wat doen hulle? Eenmal 'n maand, dan sit hulle 'n biertuin langs die kerk op. Is dit 'n band van goddeloosheid? Dryf ek spot met die ding. Ek is hartseer, want die volk se juk sê, kom na die biertuin toe. Die band van goddeloosheid sê vir die volk, kom na my biertuin toe. Mense, besef julle, wat het hierdie institusie wat genoem word kerk en staat met hierdie klein volkie oor kan die riviere van Kus aangerig? Is jy bewus daarvan? Nou hoekom swyg ons? Hoekom? Dat is die vraag wat ek vra. Laat die verdruktes vry weggaan. Dis 'n groot een hierdie. Ons moet 'n nuwe politieke party stig om die verdrukkes te laat vry weggaan. Nee. Okay. Ons moet 'n nuwe kerk stig om die verdruktes vry te laat weggaan. Nee, ook nie, dit nie verkeerd. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Ons moet dit gaan doen. Want die ouens wat in bande van goddeloosheid is verdruktes, is dit so? Die ouens wat sy nekke in die strop is van hierdie stelsel hier buite, is verdruktes, is dit so? Die ouens wat blou in die gesig is van die strop wat om sy nek is onder verdrukking, is dit so? Hy's 'n verdrukte. Die boek sê, laat die verdruktes vry weggaan. Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons doen? Ons breek die bande van goddeloosheid. Ek gaan sê vir jou, weet jy wat? Ek is nie heilig nie, ek is heilig gemaak. Hoe is ek heilig gemaak? Vader het die bande van goddeloosheid in my lewe gebreek. Ek het 'n lewende getuienis daaroor. Halleluja. Jy sien, ons moet lewend word binne in die kragdadigheid wat Vader ons vooropgerig het. Ek moet haast klaarmaak. Ek wil praat oor, hoe kry ons dit reg? So ons hou op om te praat oor die evangelie van die koninkryk. Ons word die evangelie van die koninkryk. Ek is die evangelie. Hier staan ek. Ek is die evangelie. Prys sy naam. Hoe het ek hier gekom? Jy het 'n lang getuienis. Die bande van goddeloosheid is gebreek. Die stroppe is afgehaal. Die jukke is stukkend gebreek. Prys sy kosbare naam. Ek was onder verdrukking al jare en my voorgeslagte was onder verdrukking. Maar hier staan ek uit my vry gemaak. Prys sy kosbare naam. Daarom sal ek nie rus nie. Daarom sal ek nie gaan lê nie. Daarom sal ek geen moeite ontsien nie. Want die bande en die jukke moet gebreek word. Dis die passie. Galasiërs 5 vers 1, moenie blaai nie, luister. Galasiërs 5 vers 1 sê, vir vryheid het ons losser ons vry gemaak. Julle hoor nie. Vir vryheid het ons losser ons vry gemaak. Verstaan jy hom? Dis hy. So, hier is vryheid, ons het dit nie. Maar Vader kom maak ons los van die bande van goddeloosheid en die jukke en die stroppe van alles vir hierdie vryheid. Hoekom? Want dit staan in Johannes 8 in die 34ste versie so geskrywe. 36, jammer. Johannes 8, 36. Want as die Seun julle vrygemaak het, is julle waarlik vry. Nee. Nou kom sukkel ons so. Ons sukkel man. Kom ons praat gou oor hoe om 'n jukstuk in te breek. Kan ons? So ten slotte, hoe breek ons die juk? Ons gaan daaroor praat. Dit gaan oor radikale geregtigheid. So geregtigheid is eintlik radikaal, is dit nie? Jongens, daar nou 'n ding is wat hierdie ANC regering nou oor worry is geregtigheid.
So radikale geregtigheid breek jukke. Is dit reg? Okay, nou moet ons leer om radikaal in geregtigheid te wees. Met ander woorde, die geregtigheid wat ek leef en die geregtigheid wat ek praat en die geregtigheid wat ek doen, is na sy hart. Dis radikaal. Dit breek enige juk, man, gaan troets hom. Of hy hom gaan traai, T-R-A-A, koppiekie I, traai, gaan traai om daar buite. En dan sal jy sien, hoe werk hy. Hulle gaan jou lekker haat hoor, manne. Psalm 89 vers 14. Geregtigheid en reg is die fundament van u troon. So radikale geregtigheid is die fundament van Vader Jahwe se troon en ek funksioneer met daardie geregtigheid. Ek weet nie wat om nog te sê nie. Maar ek het een ding wat ek wil sê. 'n Mens met 'n getuienis hê van boeties en sissies wat jy sy lewe by ingestap het en die bande van goddeloosheid gebreek het in die krag van sy naam, nie in jou oulik wees nie. Jy moet 'n getuienis hê dat jy die strop gebreek het, dat jy die jukke stukken gebreek het. Want hy het jou vrygemaak vir vryheid. En daarom moet jy jou medeboervolker, jy moet hom gaan kyk, moenie vir hom preek nie, gaan kyk wat se bande van goddeloosheid het hom. Gaan kyk wat se juk sleep hy. Gaan kyk wat 'n strop is om sy nek. Dan begin jy ywer in sy naam. Hy het jou vrygemaak. Hy sal hom ook vrymaak, maar jy moet met die krag van die Allerhoogste, na hierdie verdruktheid, hierdie persoon wat binne in die band is, binne in die juk is, binne in die strip is, binne die stroppe is, jy moet Vader se heerlikheid soontoe dra. Hy het dit vir jou gegee om soontoe te vat. Dan gaan dit werk. Dan gaan ons mense vrykom. Dan kan ek so gou 'n bietjie stout wees. Ek sien 'n vrye boervolk oor hierdie lengte en breedte van hierdie land opstaan, wanneer Vader die las van die juk gebreek het, die stroppe gebreek het, die bande van goddeloosheid van hulle af weggeskeur het. En ek sien 'n hele volk in die sonlig in Suid-Afrika op hulle voete staan, en hulle loof en prys Vader Jahwe. Halleluja. Waar gaan? Ja, prys hom, kosbaar. En Rasbansie en Filemon gaan nie daar wees nie. Prys sy kosbare naam. Wat is die toepassing? Geregtigheid, geliefdes, is nie wat nie. Geregtigheid is prakties. Dis nie 'n gebed nie. Laat my dink, as sê op 'n kol was dit vreeslik droog. En toe het hulle nou 'n biddag vir gehou. Ek sê dit moet nie gedoen word nie. Nie my storie omdraai nie. Ek vertel 'n storie. En toe loop hulle daar by die ou Joodse winkel verby. En hy sê, "Waar gaan julle?" Hulle sê, "Nee man, ons gaan bid vir reën." Hy kyk so, hy sê, "Julle kan maar bid, maar die wind staan nie reg nie." Wat is my storie? Sê dit vir my vanmôre. Wat se soort gebede bid ons as ons in 'n band van goddeloosheid vasgebind is? Sê vir my. Wat se gebed bid ons as ons koppies in die juk het? Wat se gebed bid ons as die stroppe ons werk? Sê dit vir my. Maar ek hoor geregtigheid om geregtigheid te leef en dit te doen is nie 'n gebed nie, dis 'n daad van getuienis dat jy in geregtigheid is.
Ons sukkel om hierdie goedjies te verstaan. Ons breek nie net van die simptome nie. Jy weet ons mense wat glo, ons kan vreeslik glo, ons glo in dit, glo in dat, glo in sinkpyn spesifiek, en ons glo in grandpas, en ons glo, hier, maar ons net met die simptome besig. So wanneer jy met die simptome werk van die band van goddeloosheid, roer jy die band van goddeloosheid nêrens nie. As jy net 'n bietjie sit net jou nek so 'n bietjie inkant toe, wil net 'n stukkie sponsie tussen jou nek en die juk insit, laat dit nie vir jou so swaar is nie. Jy's mal in jou kop, jy's nie besig om die juk te breek nie. Jy sê vir hom, hey man, byt net vas man, eendag sal dit beter gaan. Ons glo mos net. Laat my toe om so 'n bietjie platvoet met u te praat vanoggend ter afsluiting. Kom ons gaan grond toe, platvoet, en loof Vader dat hy ons vrygemaak het. En dan sê ons vir hom, Vader, u stuur ons nou om die jukke te gaan breek, en dan gaan breek ons hierdie jukke. Ons maak die bande los, ons ruk die stroppe stukken tot eer van sy kosbare naam. Ons is in 'n institusie vasgevang. My slotgedagte. Met ander woorde, ons word 'n profetiese teenwoordigheid. Nou, hulle verstaan nie as ek dit sê nie. Ek sê, ons word 'n profetiese teenwoordigheid. Met ander woorde, ons begin bekend staan as die waarmakers van Vader Jahwe se woord. Verstaan jy nou? Met ander woorde, ons, u almal, ek, almal van ons word 'n profetiese teenwoordigheid. Kom ek verduidelik. Oor kan die riviere van kus, waar is dit nou weer? O, dis in Italië, nee, waar is dit? Oor kan die riviere van kus, is hier waar jy vanmôre sit. Weet jy wat sê Vader? Sal my aanbidders. Is ons dit? Droom ons dit? Of leef ons dit? So wanneer ons dit word, is ons 'n profetiese teenwoordigheid van daardie klousule binne in die profesie. Kom ons word dit. Kom ons los ons twak man. Kom ons word dit. As ek aan jou iets gedoen het, kom sê dit vir my. Ek sal op my knieë staan. Dan kry ons klaar met die gemors. Ons moet loskom van die bande van goddeloosheid. Kom ons kry klaar. Kom ons word 'n profetiese teenwoordigheid tot eer van sy wonderlike en sy kosbare naam. Prys dit dan. Ek wil gou 'n stukkie geskryf hier en ek wil vir jou dit lees, dan hoor jy mooi. En die koninkryk van die Vader Jahwe sal vir elkeen van u teenwoordig word deur die dade van jou liefde, die kragdadigheid van waarheid en jou aktiewe deelname aan die vrymaking van die volkie oor kan die riviere van kus. Prys sy kosbare naam. Ek dank U.